Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Vrydag 13 Junie, sny daai steak ekstra dik, gooi 'n ekstra sawe whisky, wille whisky in en 'n sawe brandewyn, sit agteroor vanaand. Chill jou boude. En geniet die naweek. Hier is Niel de Beer in ons virtuele ateljee. Niel, môre! Jy maak 'n mens net lus. En 'n mens wat lus is 'n gevaarlike ding. Maar 'n Suid-Afrikaner met 'n Olof Berg en 'n steak, niks kan hom tussen hom. Ek dink jy maak op die regte trant die program oop. Dankie. Ja. Nee, ons is bly om jou hier te hê, Niel. Bly om jou te sien. Dankie dat jy vir ons ook tyd maak. Yes. So lekker om met jou te gesels. Ag, ons gaan sommer net ons Vrydag hou ons bietjie minder ernstig. Ons vir 'n oomblik ignoreer ons al die smet in die hare en die derms. En dan probeer ons net so 'n bietjie terugsit en op 'n ander manier na die wêreld kyk. Hoe gaan dit met jou, Niel? Ja, Isak, baie dankie vir die kans om te praat. Dit is altyd goed. Jy weet, ek kom al 'n lang pad saam met jou en hoe jy hierdie program en hoe jy hierdie ding gebou het is wonderbaarlik en ek is altyd trots op jou. Ek dink toe ek begin het in hierdie politieke paadjie, was jy een van die eerstes wat my gepraat het. So, dit is altyd goed om terug te wees by jou. Isak, dit gaan goed. Jy weet, ek het 'n politieke lewe, ek het 'n mens lewe op die oomblik. Die mens lewe op hierdie oomblik is maar, soos jy weet, 'n stryd teen kanker. Ek het al 5 jaar hierdie beklei met kanker en nou op hierdie oomblik is dit fase 4 longkanker en fase 4 lewer, soos long- en lewerkanker. En ek moet vir jou sê, hy het my kom haal, hy het my vinnig kom haal. Maar soos mense maar ken, onkruid vergaan nie en die Here se woord is groot en ek beklei. Jy kan sien op my gesig wat hierdie chemo doen aan jou. Ek weet daar's duisende mense wat bid en wat wil help en wat ook ander produkte aan jou wil gee, maar dit is maar hulle manier om jou te help, maar ek is in chemo op die oomblik. Ek het nog 2 maande oor, maar ek het 'n oop kop, ek het 'n verskriklike harde brein, soos maar nog altyd harde gat, maak nie saak waar ek is nie. So ek stamp hom 'n bietjie terug en elke dag wat ek wakker word, 7 uur vanoggend, die plesier om by jou te wees. Dit is moeilik om uit die bed uit te klim, Isak. Ek kan dink. Maar ek is nie die enigste persoon wat kanker beklei in hierdie land nie. En my gedagtes altyd aan hulle. Op die politieke front gee ek hulle gas. Ek staan nie terug nie. Ek dink party mense sê omdat jy nou kanker het, is daar 'n attitude verandering. Ja, daar is. Ek het niks om te verloor nie, Isak. So jy weet, as ek nou Cyril elke tweede week sê sy moer en ek jy weet sê vir hulle dat hulle lafaards is en wat hulle doen aan hierdie land, dan sê ek dit met trots, want wat het ek om te verloor? Behalwe die waarheid. Maar 'n mens sukkel nog met jou verlede. Jy weet, mense sien jou. Ek sien De Wet Martins is hier in die kant. Maar Byron stuur daarom groete. Ja, so ek dink daar's meer mense wat daarom nou my vergewe het en wat sien dat my pad maak nie saak waar ek vandaan kom vir die afgelope 5 jaar my besin en ek verstaan waar ons is. Ek ken die vyand en ek brand los op hulle. So De Wet moet maar aangaan met sy mense. Ek dink De Wet het seker verskriklike goeie mense wat hom verteenwoordig in die parlement. Maar my mense, die mense wat ek verteenwoordig, staan agter my dat ek hierdie mense verpletter en jy weet, ek het 'n Sondagshow, 280,000 mense 'n week. Ek het jou vir die media. So ek het amper 1 miljoen mense 'n week wat agter my staan. En daai mense is kleurling. Hulle is swart, hulle is Afrikaans, hulle is boer, hulle is blank, hulle is wit. En al wat hulle wil hê is een ding: reg en geregtigheid. En dat hulle in Suid-Afrika kan lewe soos ek en jy behoort te lewe. En dit is my missie op hierdie oomblik. En ek hou nie op nie.
Ons gaan nie op. Kan ons bietjie praat oor die kanker ding, Neil? Ja. Want daar's 'n klompie interessante punte wat nou en as gevolg van my duister verlede in die kerk. Hoor en sien ek nou 'n klomp goed altyd raak as ek so na mense kyk en luister. Wanneer 'n ou op 'n punt kom soos jy met twee soorte kankers wat jou in fase 4 konfronteer, dan is daar 'n werklikheid wat 'n mens in die oog staar. Maar daar is ook hierdie wens dat dit kan verander. Hoe werk 'n mens met daai in jou kop as jy eintlik as dit ware weet môreoggend kan jy dalk nie meer jou oë oopmaak nie. Ek wil vir jou sê dis 'n feitelike realiteit, dit is 'n bottel yskoue water as jy instap en iemand sê jy het 13 maande of jy het 18 maande. Maar ek wil vir jou Isak 3 goed sê en ek hoop jy stem saam met my. Ek het nog nooit verander in die 5 jaar wat jy my ken nie. My boodskap deur die UIM was nog altyd konstant. Ek het dit nie verander nie want ek glo daarin dat ons 'n land is wat kan saam staan, 'n land wat Christus nodig het en 'n land wat absoluut die waarheid nodig het. En dit dryf my. Jy weet ek wil nie sê ek subsidieer my hartsgevoel omdat ek regtig siek is met politiek of met 'n ander ding nie. Maar Isak, jy moet vir 'n rede opstaan. Jy moet in die oggende opstaan en was en stort en bad en bid en koffie, want as jy daai verloor, Isak, dan verloor jy jou lewe. En op hierdie oomblik is my lewe 80% chemoterapie, 80% wat hulle doen aan my om die kanker weg te vat, en 20% elke dag is my brein. Dit is om myself, my kop te hou en om in jou kop reg te wees, Isak, dat jy net nie verloor nie. Jy weet, ek sê vanoggend toe ek opstaan, die eerste ding wat ek moes doen, ek moes my kry om uit die bed uit te klim. Nou vir baie mense klink dit vreemd, maar my eerste geveg met kanker is om hierdie seer, hierdie eina, hierdie ding te oorwin deur om my voet op die grond te sit. Vertel 'n bietjie vir ons wat gebeur met jou lyf op die oomblik. Wat is die tipe goed wat jy voel en ervaar? Op my gesig, Isak, nommer 1, hy brand my. So die chemo wat in jou ingaan, ek kry 12 sakke van chemo. Elke tweede Vrydag kry ek in my liggaam. En daai sakke is natuurlik die chemoterapie. En plain en simpel, die beste wat ek kan verduidelik is dit is gif. Dit is gif, sakke gif wat in jou ingaan om die kankerselle dood te maak. Maar hy maak nie net kankerselle dood nie, hy maak alles dood. En daarom sal jy kry mense wat die hele tyd vir jou stuur en sê, maar moenie dit doen nie, gebruik ivermectin, gebruik dit, gebruik dat. Jy weet, by die tyd wat ek al daai ander goed gebruik, is ek dood, Isak. En dit is my besluit geneem, ek gaan na my onkoloog toe. Ek het al 5 jaar beklei, en dit is my lyf, dit is my lewe, en ek moet daai ding vat. Maar ek beklei alright, die lekker ding is, ek is nou op my 3de kankersiklus vir chemo, en my kankertelling is met 1200 punte af. So toe ons begin het, was dit 7200, is nou 6100, so hy reverse 'n bietjie, ons slat hom op die neus. Maar wat met jou gebeur is, jy verloor aptyt. Ek bedoel, Isak, ek was 151 kilogram op een stadium 10 jaar gelede. Ek is nou 80 kilogram. En jy weet, daar 'n bietjie komedie, die een ou ken my wat baie lank ken, en hy kyk my en hy sê, "Yes, O'Neil, jy het daarom gewig verloor, hoe het jy dit gedoen? Sê my wat jou geheim." Toe sê ek kanker. Nou ek het nou nie gedink wat ek sê nie. Ja. Dit sit hy met sulke groot oë, toe sê ek sorry. Toe sê ek moenie daai probeer nie, dis nie die regte manier nie, maar 'n mens verander en jy het pyn, jy het verskriklike pyn soos wat die tumors in jou sit.
My kanker, ek is 'n kwart op my lewer en ek het so 28 klein tumors, klein doetjies op my longe. En dit is wat ons fight op die oomblik, maar jy weet, ons staan op en ons fight en ek het 'n lang stuk wat ek nog wil doen. Jy weet, soos jy, Isak, het ek drome, my vriend. Ek het kinders, ek het 'n missie en 'n mens wil nog lank leef, maar daai is in sy hande op die oomblik, maar ek fight. Jy weet, ek weet nie of jy sien persentasie gewys. Ek weet ons almal as jy binne die Christelike geloof is daar altyd die hoop en daarom bid ons en wanneer daar lewe is, dan fokus ons op die lewe, het ek altyd vir mense gesê, as 'n ou nog berading gedoen het. Terwyl daar lewe is, dan werk ons daarmee. Maar wetenskaplik gewys, persentasie gewys, wat is die kanse dat jy hierdie ding kan wen? Isak, hy kom my haal. Ek weet dit. Hy kom my haal. Ek het daai gevoel dat ek 'n realist is. Jy weet, dis nou die tweede keer wat ek hom fight. Die eerste keer het ek 8 maande gekry. Ek het hom gerek tot 16. Ek het nou weer gehoor, dis 13 maande. Ek gaan hom rek. Maar ek bedoel, kan jy net dink, Isak, 'n ou soos ek wat soveel stront is en wat soveel moeilikheid wil maak oral waar ek wil, en ek is nog hulle, jy weet, mense weet dit nie baie nie, maar ek is 'n goeie ou, ek is 'n happy ou, geef my braai, geef my 'n paar goeie mense, en ek is daar, maar ek het 'n missie in my wêreld nou. My missie het nou erger geraak. Wat ook al ons geskiedenis is en waar ek vandaan kom, jy weet goed waar ek vandaan kom. Ek het foute gemaak. Ek het teleurgestel deur mense soos die ANC wat op hierdie oomblik ek baie naby was in die Mandela era en ek het 'n verskriklike nagmerrie mee wakker geword. Ek vat dit ernstig en ek vat dit nogal persoonlik. En in die afgelope jare het dit net erger geraak. En dit gaan nog erger raak om hulle te beklei, want jy weet, Isak, ek en jy kyk van 'n sekere perspektief, en ek moet vir jou sê, ek word wakker in die oggend en dan dink ek, is ek die enigste bladdy ou wat sien hoe verneek hulle ons? Is ek die enigste ou wat sien hoe vat hulle ons regte weg? Hoe probeer hulle ons totaal verneder en vernietig? En ek is jammer, my verlede is my verlede, maar dit is nie alweer vandag. Ek het die reg om my kop te draai. Ek het die reg om te besluit, ek gaan nie meer 2 suikers in my koffie sit nie, ek gaan 3 of niks. Ek het die reg om dit te doen. Al hou die mense dit nog teen my, hoor my, dit is my laaste fase van my lewe, en ek gaan regmaak wat verkeerd is, en al sluit hulle my toe, ek hoor hulle dreig my met verraad, nou nie die ou boeremanne nie, dit is lanklaal verby, maar die staat op hierdie oomblik is nie gelukkig met my nie, en dan hoor hulle nou, ek is op pad Amerika toe. Ek wil gou vir jou storie vertel. My pa is en my oupa is albei dood. En my oom is my pa se broer aan hartaanvalle. En my ma het vir baie lank in my kop ingeprent dat hartaanvalle deel is van ons familie. Soveel so dat dit in 'n stadium my heeltemal so 'n bietjie confaculated gemaak het. Dan kry ek hierdie onsinnige vrees dat ek nou 'n hartaanval gaan kry. Ek blameer my ma daarvoor. En dit het my lank, dit was 'n ernstige probleem. Dit het my lank gevat om daaroor te kom. En ek onthou menigmaal die vrees om dood te gaan en dat 'n ou so half magteloos in die aangesig van die dood is. Maar onthou nou, hierdie ding is werklik. Totdat ek die vrees oorwin het, is hy so werklik. Ek onthou soveel episodes. En wat ek eintlik wil doen met hierdie storie is om vir jou te vra, is jy bang vir die dood? Nee, glad nie. Jy is gelukkig, want ek is freaking bang vir die dood. Nee, kyk, Isak, kom ek sê gou vir jou. Ek het respek vir die dood, maar in my lewe is ek al baie keer amper dood. En dit is nie Cowboys en Crooks boeks nie. Ek is baie amper dood. En
Ek sê nou vir jou soos ek hier sit in my lekker flat hier in die strand waar dit -2 grade is. Wil ek vir jou 3 goed sê. Ek Neil de Beer, of kom ons maak dit dieper. Ek Albertus Cornelius de Beer, gebore te Stellenbosch. Ek is nie bang vir die dood nie, want ek weet waartoe ek gaan. Ek het my 6 jaar gelede my kniel gebuig. Kom ek sê ek was 'n duiwelskind. Woe, ek was 'n seun van Satan en ek het alles horribaal gedoen. Ek het nie 'n gewete gehad nie. Maar 6 jaar gelede toe ek kniel en ek buig, was dit een van die beste tye wat ek in my lewe kon doen, Isak. En die duiwel het homself betreur dat hy 'n goeie seun verloor het. En toe kry ek kanker en ek sê vir God, maar wow. Hier het ek nou bekeer, hier het ek nou 50 jaar se stront agter my gesit. Ek is nou happy, ek gaan nou hemel toe en nou gee hy vir my kanker. Hoekom wil jy my doodmaak? Dit was 'n verskriklike debat tussen ek en God. Maar toe het ek een ding verstaan. Jou geloof en jou lewe en jou persepsie is nie altyd wat dit is nie. Jy moet sterk staan met God. So ek staan sterk, ek gaan nie my geloof breek nie, maar dit het my op die tweede vlak, Isak, harder gemaak op die politiek om elke liewe dag my chemo te vat vir my kanker, maar ek is die chemo vir Cyril Ramaphosa. Ek gee vir Cyril sy chemo elke dag. Ek gaan vir hom aanhou donder totdat hy besef ons val nie meer vir sy gemors nie. En dis my daaglikse kampietjie. En laastens, hier's een ding wat belangrik is, Isak, en ek wil hê jy moet dit vir my vat ter harte. Ek is lief vir jou, Isak. Jy weet, ek het 'n verskriklike respek vir jou. Ek het 'n liefde vir jou as 'n mens. En jy pas in waar jy inpas. En jy het nie 'n maklike scenario om politiek en alles te lees. Ek het gesit en luister hoe lees jy die nuus. Dit klink net of alles breek. Maar daar's een ding wat nie gaan breek nie. Dit is dat die sirkusse wat in Hollywood daar in Donald Trump se kantore aangaan en die jakkery van 400 absolute idiotiese verkrampte parlementariërs en die mense wat op hierdie oomblik leierskap soek, want daar is nie 'n leier nie. Dat ons moet vertrou dat deur wat jy doen op jou program en wat ek doen op my program, iewers gaan hy draai en dit is my geloof en ek staan in die oggend wakker, jy weet partymal, Isak, het jy nie partymal opgestaan sonder geld, sonder meel, en dan dink jy, wonder wat die hel gaan ek vandag. Geld, wat is dit? En dan sê die mense, nee, maar jy word betaal deur die mens en dan sê jy, as dit maar tog so was. En ons krap ons eie potjie, Isak, ek wag nie vir iemand om dood te gaan sodat ek kan lewe nie. Ek is my eie man en ek vat my eie pak. Maar een ding weet ek, ons het 'n mooi land, ons het 'n fantastiese land, ons het 'n verskriklike kak bestuur op hierdie oomblik. Gaan ons daai bestuur kan verander? Ja. Weet jy hoe? Ek wil hoor. Ons het besef dat die ANC, soos ek elke dag in die publiek sê, ek ken die ANC. Ek was in hulle huis gewees. I know that enemy. Daar's nie 'n politieke party of leier in die land wat die ANC ken soos ek hom ken vir amper 30 jaar. So ek doen my bit om hulle te vat en vir hulle te sê, maar jy lieg. En ek dink terwyl ek hulle kan expose elke week en ek raak aan hulle. Ek is besig om hulle seer te maak. Daarom dreig hulle my. So die eerste punt is, ons moet kyk na die DA en ons moet vir mekaar vandag sê dat die GNU, daai ding wat hulle uitgekrap het, wat hulle vir ons gesê het, is deur moed meer as wil. Dit is 'n gemors. Ja, dit is wat ons het, maar dit is nie wat ons wil hê nie. En die rede hoekom is, stem saam met my, Isak, die DA is dood. Daar is geen meer oppositie in hierdie land nie. Jy hoor hulle nie meer nie. So een met hierdie GNU het die ANC
vir al daai partye, die Vryheidsfront, die DA, die PA, hy het hulle ingesluk. Want hulle is stom, hulle is doodstil. En tweedens, daar is geen meer stem vir 'n man, 'n vrou wat opstaan en sê, maar julle van kakka nie. En ons gaan dit doen en ons gaan dat doen nie. Maar ek wil gou vir jou dit vra, want daaroor ek het tog die gevoel dat daar 'n voordeel is met die GNU in die sin dat kyk in 'n departement soos Leon Schreiber en soos Pieter Groenewald en maar eintlik al die ander ministers wat nie ANC is nie. Skielik doen daai departemente goed wat hulle nooit voorheen gedoen het nie. Wat die ANC onder druk plaas en vir my sê daar is 'n moontlikheid dat ons 'n ander prentjie in die volgende verkiesing kan sien. Dis 'n lelike prentjie. En ek sê altyd vir mense, we were born at night, not last night. Hoor gou vir my, die ANC is nie dom nie, man. As jy die ANC onderskat, wat 113 Nee, jaar dis oud is, waar. dan gaan jy op jou hel kry. Hulle is nie dom nie. Ja. En hulle hou daarvan dat ek en jy sê hulle is dom. Hulle is nie dom nie. So hoor gou vir my, Isak. Leon Schreiber, Dean McPherson, Seviwe, John Steenhuisen, Landbou, Binnelandse Sake, hulle doen fenomenaal. Hulle departemente is absoluut leidend in wat hulle doen. Okay? Ons aanvaar dit. Maar dink jy 'n ou met die naam van Steve Nkwale wat in Umtata bly, weet wie's Leon Schreiber? Dink jy 'n ou wat Sofia Nkono wat in PE, dink jy sy ken vir Dean McPherson? Glad nie. So ek sê vir jou, hier's die triek. Die ANC love die feit dat daar departemente is wat goed doen, want hulle behoort aan Cyril se kabinet. They are part of the government. So in 2029, as ons kom weer by nasionale verkiesings, moenie surprised wees as die ANC omdraai en sê, ons het dit deliver nie. Ons is die regte mense, so julle moet weer vir ons oor 50 stem. Hulle is nie dom nie, man. So dis die een punt, en die ander punt is, dit maak nie saak hoeveel goed daai departemente doen, hoe hulle doen nie. Hulle doen baie goed. Ek praat baie met Leon, ek praat baie met Dion. Dit maak nie saak hoe goed hulle doen nie. Stem saam met my, die ANC het nog steeds die stok, Isak. Die ANC maak asof hulle die baas is. NHI, taal gebruik, die Bella Bill, land wegvat, wapens wegvat, die sekuriteitsindustrie throttle, ons taal doodmaak. Dit is waar die belangrikheid lê, en dit is waar die ANC ons doodmaak. So dit gaan nie oor die mooiheid van mooi paspoorte en great gebouetjies nie, dit gaan oor ons geskiedenis, en daar's nie een persoon, hoor gou vir my, skokkend, daar's nie een persoon in politiek wat vandag opstaan en 3 goed vir hulle sê nie. 1, jou moer, 2, ons gaan jou fight, en 3, vat ons aan, dan trek ons 'n lyn. Wie praat so in die publiek, Isak? Watter politikus? Daar is nie, daar's net Neil de Beer. En ek is nie bang vir hulle nie. Ek is nie bang vir tronk nie. Ek is nie bang vir die dood nie. Maar reg moet reg wees. En ten slotte, wat ons nie moet vergeet nie, Isak, is dat die wette wat gemaak word deur die ANC deurgedruk. En dan moet die DA hulle hof toe vat. So daar moet 'n punt kom wat ek vir jou 'n vraag wil vra. Het jy nou hierdie belaglike nuuskonferensie gesien van hierdie sogenaamde nasionale debat? The National Dialogue, het jy dit gesien? Ja. Sê gou vir my, Isak, tussen die 45 name wat deur die president benoem is, hoeveel blankes? Ek weet Rolf Meyer is in. Ja, jy mag maar net vir Dani Kruiven gaan haal. Ja. So ek wil vra, hoeveel Afrikaners? En hoeveel en die ander vraag wat ek wou gevra het is daar's nie een van hulle wat krities is teenoor die ANC nie. Nee. Nie een van hulle nie.
Nou kyk, wat 'n slim strook het hierdie ANC nou weer. Ja, ons gaan 'n nasionale debat hê, die tale moet maar Kali Kriel is nie daar nie, Hofman is nie daar nie, Ernst Roos is nie daar nie, die jeug is nie daar nie, die Afrikaner. Ek praat Maar nie hulle is van maar hulle is te regs mos, man, ons kan hulle nie opsit nie. Ja, maar dit is die punt. Hulle gat. Hulle sny ons uit. Hoekom is jy nie daar nie, Isak? Hoekom is daar mense soos jy nie daar nie? Ja, jy moet daar wees. Want jy is 'n persoon wat my taal praat, wat weet waar ons moet gaan. Jy moet 'n sitplek hê by daai tafel. Hulle het ons nie een sitplek gegee nie. Hierdie nasionale dialoog moenie kort gevat word nie, want wat gaan kom uit hierdie dialoog is die nuwe stel wette wat dan gaan volg op ons konstitusie. En ek het na daai lys gekyk en ons as boere, Afrikaners, as moderne mense in hierdie land wat hierdie taal praat, hulle het nie een vir ons sitplek gegee nie. Skokkend. Skokkend en daarom gaan die dialoog platval. Jy dink jy dit gaan erns kom? Wel, ek kan nie dink dat dit erns kan kom met dis eintlik maar 'n steriele oefening met dit wat hulle voorstel. Dis 'n show. Dis 'n showcase, dit is 'n marionette show van Cyril. Lees die name. ZCC Kerk. 2 mense van ZCC. Hulle is nie daar omdat hulle belangrik nie, hulle is daar omdat hulle 3 miljoen mense verteenwoordig. Ons mos nou nie dom nie, man. En nou kry jy mense wat professore is, ten minste het hulle 'n rugby speler so Siya Kolisi, maar En Rolf is 'n lifelong vriend van Cyril Ramaphosa. Hulle kuier by mekaar. Waar's François Pinaar? Waar's die mense wat in die dae van daai, kom ons noem dit nasionale breek, daai tyd van 94, 95, die mense wat geweet het wat aangaan, waar's hulle op daai paneel? So, dit is nie reg vir my nie. Jy weet, as jy gaan praat oor ons toekoms, Isak, dan moet jy mense hê wat deel is van daai toekoms. En miskien kyk mense anderste, maar ek kyk krities. Daai ding het al gekom vir 'n jaar. En toe hy daai paneel uitvaardig, het ek 16 telefoonoproepe gemaak en al wat ek gesê het is I am absolutely shocked. Dit is dieselfde so die mense wat na Donald Trump toe gegaan het. Hulle het gelieg. Hulle het gelieg. En die goeie nuus is ek is genooi. Isak, ek is Amerika toe genooi. En ons sal binne die volgende 2 weke weet wie ons ontmoet en Neil de Beer gaan nou, ek gaan daar vir net 3 goed. Ek gaan die waarheid praat, ek gaan 'n mok maak en ek gaan direk die waarheid praat met die mense wat tel. En sê gou vir my, vertel my van die uitnodiging, waar 'n bietjie meer besonderhede. Isak, baie interessant, ek was by die BizNews conference, toe kom 'n persoon met 'n Amerikaanse aksent van die ambassade na my toe en hulle sê toe vir my dat you know that we one of your biggest fans. Say thank you very much. To say we would really like to host you in the United States of America. To say thank you very much. To say on what side? To say well, there are many departments. You know, people that you used to work with in the past in the job you used to do. They would really like to sit down and get a Africa view, a South African view from you. And there are a couple of people in Washington that actually listen to you. So would you mind coming? To say not at all, because it's time that the truth comes to the people straight. Doesn't matter who I meet. I've got my opinion. So ek is nou bly AfriForum Solidariteit, die sirkus van Johan Rupert en die res van die mense is nou weg. Nou is dit my beurt in die volgende 60 dae. Hoe bekyk jy hierdie hele debakel wat ontstaan het na aanleiding van Donald Trump se vlugtelingstatus wat hy in minderheidsgroepe, want dit is nie net Afrikaners nie, daar's ook ander minderheidsgroepe wat kan aansoek doen daarvoor. Maar die hele debakel wat daar ontstaan het, hoe loop jou kop daaroor? As mense gaan, dan moet hulle gaan, Isak. Jy weet, daar's amper 6000 mense, ek het 'n bietjie gelag toe hierdie hele konsternasie van 'n 49 mense het nou Amerika toe gaan, by die meanwhile, daai dag is 6.500 mense deur Ouar Tambo.
Amerika, Europa en Rusland toe om te gaan werk. So dis eintlik 'n belaglike spul, dit is 'n klomp shots. Die uitstoei manne vlieg elke dag, duisende. En ons is daar geworry oor 49 sakdraande mense vir Vanderbijlpark. Jy weet ons is 'n sirkus man. So as die mense besluit hulle gaan oor see want hy kry $8 'n uur, dit is hulle reg. Dan kom sê 'n sekere buffel kapkyk vir hulle dat hulle lafaards is. Jy weet ek kan 'n hele program doen oor hoe Siller 'n rafaard is. Ek was daar. So dit het ek verskriklik in die krop gevat dat hy sy eie mense lafaards noem. As hulle wil gaan, is dit hulle reg. As hulle wil bly, dan bly ons. Maar die hele storie in daai withuis was absoluut pateties, Isak. En as ons een ding reg gekry het, sê ek vir 'n ou gister, is dit om vir almal in Amerika te sê hoe moer ons mense en ons gee nie om oor hulle kleur nie. Want dit begin met farm murders, toe sê hulle nee, luister, wow, ons maak nie net plaasboere dood nie, swart mense word doodgemaak, kleringe, ons almal word gemoor. And because it's Oprah, everybody's dying. En ek sit en kyk na ons mense en ek dink, het julle nou net vir 'n Amerikaanse president gesê dat ons het massamoord in die land en dit maak nie saak wat te kleur. En ons soek drones en internet. En dan sê Johan Rupert, hy slaap met sy deure oop en graaf vir 'n net, maar watter tipe alkohol suip jy? So nee, dit is vir my mal. En toe net om hulle ekstra hard te bliksem, sit hy die ligte af en speel daai kranige Jelly Tot se hoppery op en af. En dan sê Cyril, but you know they're in the minority, en Donald Trump says, well, let me tell you, that seems to be 100,000 men in that stadium. Don't seem small to me. En daar sit Cyril plat gemoer met 'n bouerpan. En toe I've sê never seen that. To my white minister, John Steenhuisen, kyk toe ek dit sien, Isak, toe sê ek vir myself, of jy moet nou vir die mense 'n bloody bells gee, of jy moet vir hulle 'n bus teruggee Suid-Afrika toe. So ons het glad nie goed gedoen nie. Ons is glad nie nog uit daar nie. En as iemand my vra as ek 'n Trump mens, ja ek is. Ek is 'n Trump mens en dit weet jy. Nie al sy goed imponeer my nie, maar daar's een ding wat my imponeer oor hom. Hy vat 'n besluit man. Hy vat 'n besluit en in hierdie land het ons nie president wat besluite neem nie. Hy's 'n lafaard, hy's 'n coward. Hy buig sy koppie waantoe hy wil gaan. En hy's een van die slegste presidente wat hierdie land gehad het en ons het 'n paar paras gehad. So ons hoop is dat ons saam staan. Ons hoop is dat volgende jaar ons kan harder terugbeklei in die munisipaliteite en dat ons 'n stukkie kan terugvat, Isak. Maar ons moet nooit in ons lewe ophou fight nie, hoor? Nooit. Die dag wat Isak Du Plessis se stem stil raak, die dag wat hulle 'n wet uitskryf dat jy nie mag sê wat jy mag sê nie, dan het ons die land se demokrasie verloor. Sommige so laaste vraag, ek sien Frans Johannes al in hierso, wat wil jy nog reg kry voor daai oggend wat jou oë nie meer oopgaan nie? Ja, ek het 'n paar goed wat ek nog wil regmaak. Jy weet ek is 'n oupa, so ek wil seker maak my kinders is reg, maar daar's een ding wat ek wil regkry. Ek wil baie graag sien hoe hierdie ANC en die sogenaamde MK party en hierdie radikales. Ek wil fisies in daai saal sit waar ek sien ANC 2%, 4%. En ek wil sien dat nuwe partye, dat die, kom ons noem dit die medium middle partye, jy weet baie mense vra altyd what kind of politician are you, dan sê ek vir hulle I'm a moderate conservative. Dan sê hulle maar wat beteken dit? Dan sê ek glo in respek. Ek sê nog steeds dankie oom, dankie tannie, môre oom. Dit is maniere en ons het daai maniere, daai waardes het ons verloor, Isak, en ons moet dit terugbring want dit is nie meer daar nie. En ek wil sien die son opkom oor Suid-Afrika waar vir een keer ons nie net by die wêreldbeker wen nie, maar as 'n land. En ek glo ons kan. Dis my droom. En dan, Isak, gaan ek doodgaan met 'n koppie koffie
'n hele melktert, 6 koeksisters en 'n dubbel Olofberg en Coke as die son sak en dis it's in my will, dis in my testament dat ek borg Olofberg vir die hele dag en ons gaan nie huil nie. Ons gaan lag want ek het 'n blerrie lekker lewe gehad en ek geniet my lewe en ek geniet wat ek doen. Ek geniet dat mense vir my lief is. Daar's paar wat my haat, maar vir hulle kom drink 'n Olofbergie by my en binne 'n uur maak dit nie meer saak nie. So my ten slotte my lewe gaan nie oor goed regmaak nie. Ek het baie foute gemaak. My lewe gaan nou oor die toekoms en om te beklei vir 'n toekoms wat alle Suid-Afrikaners geniet en al is ek siek, al fight ek aan alle kante, wil ek vir die mense sê ek is baie lief vir my land en ek is baie lief vir hulle. En ons is net 'n ander mens, Suid-Afrikaners, jy weet ek die ander dag kom ek terug van Joburg en 'n ou stop my, hy sê meneer, hoe's dit meneer? Ek sê hoe's dit? Hy sê meneer, wil jy nie hierdie snoek koopie? Ek sê my broer, hoeveel vra jy vir hom? Hy sê nee meneer, ek vra vir hom fokol, hy is dood, wil jy vir hom iets? Ek vat hom. Hy sê terwyl jy die snoek vat meneer, koop hierdie perskos maar. Hierdie perskos is so soet. Ek sê hoe weet jy hulle is soet? Hy sê kyk hoe mooi stil lê hulle my broer. En waar kry jy dit? Waar kry jy dit? En Isak, ons fight aan. Aluta continua. Dankie Neil de Beer. Gee daai man 'n Olofberg. Neil, baie dankie. Lekker gewees om met jou te praat. George, alle heil en seën. Alles seën vir jou. Bye-bye. Groetnis.